baie welkom vanaand hier by ons klein groep. Ons gaan sommer baie lekker saam geniet. En hierdie kwartaal fokus ons op hoe Jesus mense uitgestuur het in liefde. En ek wil by julle hoor, het julle al ooit iemand van Jesus se liefde vertel? Ek het. Okay, Dirkie, vertel vir ons. Jare terug toe ek nog hare soos net daar, dis kan Rustenburg by die Baber. My broer, weet jy dat die Here Jesus vir jou in die kruis gesterf het? Ek is bereid om vir die Here te sterf. Sê my broer, is jy bereid om vir die Here te sterf? Maar Dirkie, ek dink nie dis heeltemal wat Jesus bedoel het toe hy mense uitgestuur het in liefde nie. Hè? Goeiemôre gemeente, ja, dit is so groot voorreg vir my om hier te wees. Baie dankie ook aan Ernrich en die span wat ook dan my toelaat om vandag ook hier so saam met julle te kuier en die woord van die Here saam met julle te deel. En Jor, dankie vir hy mooi woorde. Wow, ons waardeer dit. Ja, ons loop al 'n tydjie saam met Ernrich. Ek ken hom al baie lank. Ons eintlik is ek hier in Pretoria gebore en groot geword en nou maar net so 6 jaar daar in Richards Bay. En ons sukkel nog maar om die hitte gewoon te raak, maar toe ons na hierdie paar dae hier is, toe sien ek ook, maar dit word ook maar warm nog hier. En ons is so bly om hier te wees. Toe ek nou besluit wat ek moet aantrek, besluit ek gaan nou maar 'n paar rooi tekkies aantrek, en toe sê iemand vir my, ja, maar dan gaan ek soos Piet Venter lyk. En toe besluit ek om maar net gewone kerkskoene aan te trek. En toe ek nou hier kom, toe sê hulle vir my, nee, ek het 'n fout gemaak. Piet sit reeds die hy is die trendsetter hierso. Ek moes aangetrek het, sy getrek, as blykbaar een of ander salwing en tekkies, broer. Dit is so lekker om hier te wees. Ek wil vandag bietjie met jou gesels, met julle deel, oor as jy 'n brandende doringbos raakloop, en ons gaan gou bietjie Moses se verhaal besoek. En as jy saam met my kan lees, dan lees ons vanoggend uit Eksodus 3 uit, en ek gaan uit die boodskapvertaling lees. Hoopelik ken julle al reeds hierdie gedeelte redelik goed. Kom ons lees so 'n klompie teksverse saam daar. Vanaf vers 1 daar. Moses het sy skoonpa Jethro se vee opgepas. Jethro was die man in Midian wat vir die Here gewerk het. Moses het toe met sy skoonpa se vee al dieper die woestyn ingetrek, uit naderhand by God se berg uitgekom. Dit is die berg Horeb. Daar het hy 'n man gesien wat van God uit die hemel kom. Die man het binne in 'n vuurvlam gestaan, wat lyk of dit in 'n doringbos brand. Alhoewel dit gelyk het of die bos besig was om te brand, het dit glad nie uitgebrand nie. Moses het vir homself gesê, ek wil 'n bietjie gaan kyk wat hier aangaan. Hoekom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kom kyk wat gebeur, het die Here uit die doringbos met hom gepraat. Moses, Moses. Moses het geantwoord, dit is ek, ja. Die Here sê vir hom, jy moenie nog nader kom nie. Trek uit jou sandale. Jy staan nou op 'n plek wat aan die Here behoort. Ek is die God van jou voorouders, die God van Abraham en van Isak en van Jakob. Moses het sy hande voor sy oë gehou, want hy was bang hy moet na die Here kyk. En dan vers 10. Hier gee die Here vir my opdrag. Gaan terug Egipte toe. Ek wil hê jy moet na Farao toe gaan. Jy moet my volk uit Egipte uitlei. Pragtige verhaal waar God met Moses praat. Dit is 'n ontmoeting wat Moses hier met God het. Nou, ek is so aangegryp en gefassineerd deur die Bybel. Van die eerste teksvers sien ek die God van die Bybel kan alles doen. Hy praat net en daar's lig en daar's aarde en daar's see en daar's wolke, en dan sien ek in elke verhaal wat 'n ou lees in die Bybel is hierdie een kernsaak. Hier's 'n God wat groot is, wat wonders doen, wat alles kan doen. Hy's bo alle wette, hy's bo alle beperkings, en dan eindig dit af in hierdie verhaal in Openbaring. Wat 'n amazing boek van hoe alles bymekaar kom, en dan eindig dit weer met hierdie groot verhaal waar God het weer gaan skep en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde maak. En soos ek deur hierdie verhale sien en aangegryp word deur hierdie verhale in die Bybel, kan ek nie anderste as om in bewondering te wees van 'n groot God wat wonders doen.
die groot realiteit is, as ons moet eerlik wees, hoeveel van hierdie wonderwerkende God se wonderwerke sien ek en beleef ek? Hoeveel van dit is regtig teenwoordig in my lewe? Ander woorde, my godsdienstbeoefening, my spiritualiteit, is dit maar net om kerk toe te gaan en dinge by te woon en aan rituele deel te neem, of hoe kan ek deurbreek in daai wêreld waar daar 'n bonatuurlik wonderwerkende God is? Ek is op soek na sulke antwoorde. Waar kan ons daai God van wonders weer ontdek? En wanneer ek so ook weer na Moses kyk, kan ek net so na my eie lewe kyk, en dan wonder ek, en vra ek hierdie vraag af, maar hoekom is ek hier? Hoekom is jy hier? Jy kry een kans, jy kry een lewe, jy's hier, en kan jy dink, ek wonder of daar 'n groter ramp is, wat jou ooit sal tref, om aan die einde van jou lewe te kom. 'n Lewe uit te geleef het, en nooit ontdek het, hoekom is jy hier nie? Hoekom het hierdie groot, wonderwerkende God jou geplaas, jou gemaak, jou in hierdie vleiskas gesit, jou sekere vermoëns en talente gegee, jou 'n lewe gegee, 'n community gegee, 'n werk gegee, gesin gegee, 'n lewe gegee om te deel, en waar's hierdie groot God, hierdie God van Moses, waar was daai God in jou hele lewe gewees? Ek wil definitief nie eendag voor God staan, en dan laat God my wys, hoe sou my lewe eintlik gewees het, as daai wonderwerkende God in my lewe gewees het. Want sien, ek dink jy ontdek iets van die essensie van die lewe, wanneer jy hierdie vraag kan antwoord, maar hoekom is ek hier? Hoekom het God my gemaak? En ek dink ons kry iets daarvan in Moses se verhaal hier. Ek dink iets is daarin wanneer God praat met ons. Wanneer God uit 'n bos uit met jou kan praat. Maar hy praat nie net met Moses nie, hy roep hom. Ek dink nie daar is groter betekenis aan hierdie lewe, is om te sê, ja Here, hier is ek sal gaan, ek sal doen. Ek dink dis waar ons lewe diepte kry, waar ons lewe regtig waarde kry, as ons op daai plek kom. Nou kom ons kyk, wie is Moses? Hoe het Moses by hierdie plek uitgekom, dat 'n bos aan die brand steek, en dat God met 'n hoorbare stem, met 'n man praat en hom roep? Ek dink, as jy die begin van Moses se verhaal sien ek alreeds ietsie van die plan van God. Babietjies moet uitgewis word, al die seentjies moet doodgemaak word, en ons sien hoe God bonatuurlik 'n seentjie se lewe spaar, maar nie net sy lewe spaar nie, waar hy bonatuurlik opeindig in Farao se huis, Farao se dogter, wat hierdie seentjie Moses uit die water uithaal, en haarself toeëien. So, hy eindig op hier in 'n paleis, en ek dink op 'n stadium was vir Moses, wow, my hele lewe is geplafy. Ek dink ons beleef baie keer sulke seisoene in ons lewe, wat dinge net reg uitwerk. Okay. Wow, ek is in die koningshuis, en miskien gaan ek ook eendag 'n prins wees, en miskien kan ek eendag ook aangestel word oor baie, en sekerlik gaan ek baie hê in die lewe. En sien, broers en susters, so goed soos dit baie keer kan gaan met ons, so kan dit baie keer net 'n oomblik vat, en alles verander. Want in Moses se lewe kom hy op 'n plek waar hy die verkeerde ding doen, hy slaan 'n Egiptenaar dood, en ewe skielik is die ou met die blink toekoms, met die groot drome, verander in 'n moordenaar en 'n vlugteling. Ek dink dit kan vir ons so verander. En ek dink Moses bevind homself iewers ver weg van die samelewing, in 'n woestyn, om diertjies op te pas. Waar's my roeping? Ek dink Moses het sekerlik in daai tyd, en dit was nie 'n klein tydjie, vir 40 jaar. Hoe is dit moontlik? Kan nou nie op 'n plek dan kom waar Moses dalk ook gesê het, maar Here, waar is God? Waar is my lewe? Hoe is dit? Waar gaan my lewe eindig? Gaan ek ook nie? Hoekom is ek hier? Het God my maar net gemaak sodat ek 'n vlugteling, 'n swerweling
vir die res van my lewe in ekstreme omstandighede moet gaan wegkruip. Sekerlik het Moses gedink hy gaan dalk hier sterf. Dinge werk nie vir hom uit nie. Eenvoudige lewe, bitter min sin, geen doel, niks om voor te werk, niks om voor te strewe. En sien, die sonde in die wêreld, die geneigtheid om ons op 'n plek te sit waar dinge net nie vir ons uitwerk nie. En dis waar Moses homself bevind. Maar sien, ek wil jy moet weet, hierdie lewe gaan skeefloop, maar gaan beperkings op jou sit, maar God gebruik dit. Want Moses sit in hierdie krisis van ek is nou 'n moordenaar, ek is 'n vlugteling, maar kyk gou, wat is die pad wat God met hom stap? God het nou 'n plan, God het 'n doel, maar hy sit hom eers in die paleis. Hoekom? Want hy wil hê hy moet Farao leer ken. Hy moet die reëls, hy moet die kultuur, hy moet die atmosfeer, hy moet die denkpatrone. Daar was geen ander Israeliet wat die Farao in Farao se huis geken het, soos Moses nie. So, dalk was as 'n jong man en as die tye wat Moses in die paleis was, dalk het hy die lewe die skuld gegee dat hy nie eintlik in sy roots was nie. Dat hy dalk het hy ook dalk tipe identiteitskrisis gelei, want wat was ek nou? Was ek nou 'n prins? Is ek nou 'n Egiptenaar of my ouers wat Israeliete is? Waar pas ek in? En dis reeds hierdie konflik in sy lewe wat maak dat hy op 'n plek kom en 'n ou doodslaan. 'n Egiptenaar doodslaan wat 'n Israeliet benadeel. So dalk het hy nie verstaan hoekom is hy van sy ouerhuis weggeruk word en eintlik in 'n vreemde plek groot word nie. Maar sien, God het 'n man gesoek en hy het 'n man gaan roep wat Egipte verstaan. En dan verstaan hy dit sekerlik nie, hoekom eindig hy op in die woestyn? Maar God het 'n plan, want hy wil 'n volk uit Egipte se huis uitvat, en hy soek 'n man wat die woestyn ken, want hulle moet deur die woestyn trek. Hy soek 'n man wat die weersomstandighede ken, 'n man wat weet waar om water te kry, 'n man wat weet hoe om in die woestyn te boer. So in al hierdie tragedie en aan al hierdie verwerping en alleenheid waaraan Moses verkeer, is God reeds besig in daai omstandighede om 'n man voor te berei vir 'n roeping. En simpelweg, ons kan nie vaskyk na dit wat die lewe vir ons gee en na ons toe bring en sê, waar's God in hierdie goed? Hoekom kry ek so swaar? Hoekom hou dit so lank aan? Hoekom is ek so alleen? Want sien, en jy gaan so met sulke vrae sterf eendag, behalwe as jy kan besef dat God bereik jou voor vir 'n dag wat jy 'n brandende bos gaan raakloop. En jy gaan 'n God vind wat met dit alles 'n spesifieke doel en 'n plek vir jou in sy koninkryk het. Dis die pad wat God met Moses stap. Ek weet vanoggend gaan hierdie een van daai oomblikke vir baie mense in hierdie plek wees waar God 'n bos vir jou aan die brand gaan steek. Brandende bos. Dis spreek van 'n ontmoeting met die Here. 'n Groot ontmoeting. Nou, iets wat vir my so mooi is in die gedeelte ons gelees het. Moses, hy gaan al hoe dieper in die woestyn. Miskien het hy agter water of kos aangeswerf. Ek weet nie hoekom is hy al hoe dieper in die woestyn in nie, maar miskien dink ek was daar ook hierdie drang, hierdie begeerte in Moses van ek soek meer. Ek kan nie net elke dag dieselfde doen nie. Ek kan nie net in rotine vasgevang word en so eendag sterf nie. Miskien is daar iets groters. Miskien is daar iets anders te agter hierdie heuwel. Miskien is daar ook iets wat groter is as die lewe. En so is hy besig om nader te kom na Horeb, die berg van God. Dit is 'n metafoor van die teenwoordigheid van die Here, 'n plek waar God bly, 'n plek waar God is. En sien, dit is gebeur, is soos wat ons nader kom aan God, soos wat ons hom soek, sê Jesus nie self, hy sê, gaan in jou binnekamer, sluit die deur, die God wat in die verborgenheid sien, sal jy op in die baar vergelde.
Daar is iets daarin om God te soek en in God se teenwoordigheid te wees. Daar is iets hoog heilig in hierdie oomblik as ons so in die naam van die Here by mekaar kom. Want hier is oomblikke wat God uitkies om bosse aan die brand te steek, om te praat en te spreek en op te wek, om te roep, want God het 'n plan. En hy het 'n plan vir hierdie gemeente, en hy het 'n spesifieke plan vir elkeen wat hier sit. En ons is geroep om 'n verskil te maak, broer en suster. God roep jou nie om 'n kind van God te word, om 'n besoeker te wees nie. Hy roep jou nie om deel te wees en net 'n naam op 'n register te wees nie. Om 'n vernote kursus te behoort en te sê, ja, miskien is daar ietsie wat ek ook kan doen. God roep jou om met jou lewe in te tap in 'n God wat wonders doen, en 'n God wat deur jou 'n wêreld daar buite wil verander. En dis nie net 'n roeping vir pastore nie, of vir sekere uitgekiesde mense nie. Ek glo dit by hele hart, God het elke een van julle wat hier is, gedesign, geontwerp, uitgedink. En hy het in elkeen van ons potensiaal ingebou. En God kan nie wag om sy bos in jou lewe aan die brand te steek, sodat iets in jou lewe kan loskom, en iets in jou lewe kan begin nie. Om 'n verskil te maak, om 'n impak te maak. Daai brandende bos, daai oomblik van ontmoeting, wat God in ons lewens het. Ek sien dit deur die Bybel, ek kyk vir Dawid, die profeet gaan om 'n koning te gaan salf. Wie was Dawid? Hy was die geringste van sy broers, sê die Here, sê die woord van die Here. Inteendeel, toe sy Dawid se vader, bring eens al die ander broers. En die profeet sê, nee, daar moet 'n ander een wees. Maar daar's ene wat, daar's 'n skaapwagtertjie, daar's een in die veld, die geringste. En die profeet sê, bring hom. En God roep daai dag 'n koning, 'n man na God se hart, die geringste. En daar word 'n bos in Dawid se lewe aan die brand gesteek. Sien die Nuwe Testament, Jesus, hy het dit gereeld gedoen. Hy het bosse in mense lewens aangesteek. Hy gaan na Matteus toe, die tollenaar, hy sit daar. Hy is hier die twee gesig, hy is uitgeworpene. Hy is hierdie skelm. Hy sit in daai tolhuisie tot op 'n dag wat God so onverwags daar opdaag. So onverdags, kom Jesus, net op 'n dag, onverwags, en hy stap by sy tolhuis in. Hy sê, Matteus, volg my. Ek het 'n roeping, ek het 'n taak vir jou. Sien dit reg deur, Saggeus, kan jy dink, Saggeus kom, hy soek iets meer. Hy hoor Jesus is daar, hy soek hy berg, kom ek moet nader gaan, mense is in my pad, kom ek klim in 'n boom, ek moet iets doen, ek wil nader kom, 'n hinkering, soeke na iets groters. Sekerlik het Saggeus ook gesê, maar hoekom is ek gemaak? Is ek net gemaak om skelmstreke te hê? Myself te verryk, of is hier nie groter iets rondom hierdie lewe, as die dinge waarmee ek my besig hou nie? En dit werk so uit, dat die Here Jesus by daai boom staan, en 'n bos aan die brand steek, en hy sê vir hom, Saggeus, klim af, vandag gaan ek by jou huis kom. Wat 'n oomblik is dit as God nie by ons stil staan nie. Kan jy dink, wat het Petrus gedoen? Onverwags, besig om vis te vang. Nie baie suksesvolle dag nie, totdat Jesus daar opdaag sê, gooi net 'n bietjie aan die ander kant. Doe net 'n bietjie wat ek vir jou sê. En hy vang die vangs van sy lewe, en die bos word aan die brand gesteek. 'n Bonatuurlike wêreld skeur oop vir Petrus, en die roepstem van die skepper van hemel en aarde kom in die vlees, kom uit na Petrus toe en sê, Petrus, jy gaan nou vissers van mense wees. Wow, broer en suster, dit maak my opgewonde as God begin stil staan en hy begin met mense te praat. Waarom Paulus, hy soek so die Here, hy wil so die regte ding doen. Hy wil graag die Here eer, en hy dink hy moet hierdie rebellegroep, hierdie klomp Christene wat teen Judaïsme is. Kom ons werp hierdie ouens uit wat die wet so oortree. Tot op 'n dag wat hy besig is om die verkeerde ding te doen. Wat God net ingryp. En hy steek 'n bos aan die brand en hy sê, Paulus, ek roep jou, hoekom vervolg jy my? Kom volg my eerder. Groot vraag, hoekom is jy hier? Wat is God se plan?
Wat sal God vandag sê as die bos om jou aan die brand steek? Daar was so 'n oomblik, ek beleef gereeld sulke oomblikke. Waar ou stil word, waar ou God soek en waar die bosse aan die brand gesteek word. Jors het verwys na 'n bietjie wat in ons gemeente gebeur het en dit het so 'n jaar en 'n half terug by een van ons netwerkbyeenkomste het ek persoonlik net so ervaring gehad. Ervaring gehad van, daar moet iets meer wees. Daar moet iets meer in die lewe wees as wat ek op hierdie stadium het. Daar moet meer wees as om net kerk te hou en Sondag te preek en klomp mensies kom luister en almal gaan huis toe en is redelik gelukkig. Waar is daai groot God wat die blindes laat sien en die dooies opwek? En op daai stadium, so vinnig vir julle te noem, op daai stadium het ons gemeente provinsiaal baie swaar gekry. Ons gaan deur moeilike tye. En ons sit op daai stadium met 'n inkomste van so minstens R40,000. Wat nie ongehoord is vir 'n gemeente aan 'n kus nie, maar ek het geweet, by my God is alles moontlik, daar moet iets meer wees. En so by 'n streek by inkomste, ek ook so brandebos ondervinding, wat ek net vir God sê, Here, help my! Ek wil ophou om bekommerd te wees, dag vir dag, hoe om rekeninge te betaal en hoe om net te oorleef. Ek wil ook intap in hierdie bonatuurlike wêreld, waar alles vir God moontlik is. Help my, Here! En gee vir my eerder, vat hierdie finansiële las weg en gee eerder vir my sielelas. En ek hoor die Here daai oggend. God praat met my. Hy steek my bos langs my aan die brand. En die Here sê vir my vinnig, en ek vinnig met die deel, hy sê gou vir my 3 goed, hy sê, begin te bid, 6 uur in die oggende. Hy sê vir my, as jy bid en jy kry deurbraak, pak 'n klip. En hy sê derde ding vir my, sê, gee van alles 'n 10de. En ek dink by myself, en ek sien so, Moses ook, hy het so halwe gesprek, hy redeneer half so met die Here, ja Here, ek sal gaan, maar jy weet, ek kan nie lekker praat nie, en ek is ook dalk al van so mout gewees, ja Here, as ek 'n deurbraak soek, sê vir my iets anders as om te bid. Ek sê, pastoor, natuurlik bid, ek bid elke dag vir my lewe. Hoe sê die Here ek moet bid? Hy sê vir my, gaan bid elke dag 6 uur in jou kerk. Ek besluit om gehoorsaam te wees. Daai klippe ding verstaan ek nie lekker nie. Ek weet nie hoekom wil jy met klippe en kan julle dink 'n paar klippe hier voor in die kerk. En die 10de gee, ag ons weet dit, ons doen dit nie altyd so getrou nie. En vir alles dinge skeefloop en vir alles jy nie meer geld het om salarisse te betaal nie, jy het nie geld om rekeninge te betaal nie. Nou moet jy nog 10de ook betaal. Daai somme werk net nie lekker uit nie. Is baie lekker as dit goed gaan. En dit is lekker as jy oorvloed het om dan te gee. Maar sien, dit is 'n challenge. As jy self in nood sit en jy vat die bietjie wat jy het en jy moet van dit nog ook afbreek en weggee. Ek kies daai dag, soos Moses, toe God met my praat om gehoorsaam te wees. Daai Sondag gaan ek my kerk toe, ek vat 'n klip saam kerk toe, ek skryf daai klip, begin met die datum en ek sê vir my gemeente wat God vir my gesê het. Ek sê vir hulle, hierdie 3 goed gaan ons doen. En ek pak daai Sondagoggend daai eerste klip voor. Daai Maandagoggend 5:45 sluit ek die kerk oop, ek gaan bid en 'n paar manne kom bid saam met my. Ek vra niemand nie, dis 'n oop uitnodiging, enigiemand kan kom, maar ek vra niemand persoonlik, ag kom, ek verwag dit van julle nie, kom bid saam met my nie, ek doen net wat God vir my gesê het. En daai was my maand, dit was so in die middel van Mei gewees, en van daai eerste Maandag af, kom al die eerste onderwerp deur, waar God bonatuurlik met iemand praat en ons toe kom vir ons geld gee. En ek wil hê jy moet nou iets mooi verstaan van hierdie getuienis. Buiten vir daai oggend wat ek vertel het, wat God gesê het ek moet doen rondom 10de, het ek nie weer oor 10de gepraat nie, ek het nie oor 10de gepreek nie, dat is die mooiste goed die mense kan leer, rondom gee, die woord van die Here is vol daarvan. Daar, by gemeente groei nie, daar is nie meer mense nie, maar daai maand, kry ons R82,000 in, dubbel soveel. Ja, prys die Here. So nou, ja, maar miskien is dit toevallig. Niemand, daar is geen ryk boer wat aangekom het en gesê het, pastoor, hier is vir jou geld nie. Ek weet net nie waar die geld vandaan kom nie. En ons gaan aan, ons bid in die oggend 6 uur, en daai bidgroep begin te groei, ons nooi niemand nie, maar sien wonderwerke begin te gebeur. Mense kom begin te bid, mense kom daar by mekaar. Toe ons weer sien, toe lyk dit erger op 'n Sondagoggend se erediens 6 uur in die oggende by my kerk.
dat mense buitekant die kerk moet parkeer, om in die oggend 6 uur te kom bid. Ons bid en ons vertrou die Here. Die maand daarna, is ons inkomste 143.000. Die maand daarna is ons inkomste 220.000 rand. Ek sê vir die broer en suster, daar is nie meer mense nie. Daar is geen meer groei as wat daar was nie. En ek besef net hierdie ding dat God is 'n God wat wonders doen as God met jou gepraat het en jy is gehoorsaam en jy doen. Van daar af het ons God begin vertrou. Ons begin vir siekes te bid. Ag, die Here het tog altyd siekes gesond gemaak en wonderwerke gedoen. En ons was nie op 'n plek waar God nooit gewerk het nie. Maar ewe skielik is daar groter geloof in ons midde, groter geloof in my as leier se hart, groter geloof in die mense wat my gemeente, wat deel is van ons span en deel is van ons gemeente. Wonderwerk op wonderwerk. Mense huwelik wat spontaan herstel. Mense wat in ons dienste spontaan begin gesond word. Partykeer bid ons vir hulle, partykeer bid ons nie eers vir hulle nie. Dan word hulle net gesond. Net die laaste geval het gebeur het my sekretaresse. Sy gaan so rukkie terug in, verskillike hoofpyne, hulle kry 3 aneurismes op haar brein, doen 'n noodoperasie, herstel die een, die ander 2 is lewensgevaarlik en die een van die aneurismes op 'n plek waar dit vir hulle dokters onmoontlik is om by te kom. So sy is 'n ticking time bomb. Ons begin te bid, ons vertrou die Here. Sy is nou Woensdag weer terug dokter toe, hy doen die scans, nou verstaan het aneurisme is 'n aar wat pop, hy kan nie aanpop nie, as hy gepop het, en as al wat oorbly is, hy kan bars, en dan is hy dood. So, wat hier gebeur het, hy doen 'n scan, en sy bel ons, hy sê, die dokter sê, 'n wonderwerk gebeur, die aneurismes is weg. Wonders! Wat gebeur, as ons God kan vertrou, en gehoorsaam kan wees, aan wat die Here sê. Ek kom toe agter, die Here het vir ons, begin deurbreek as 'n God van verdubbeling. Elke keer as ons iets gee, elke keer as ons iets doen, toe kom ons agter, maar die Here seën ons met geld. Wow, nou het ons baie geld. Toe glad nie. Wat die Here toe doen is, nou elke keer, dan sê die Here vir my om meer geld te begin weggee as wat ons het. En toe begin die challenge. Ek dink, yes, Here, nou gaan ons geld hê. Ons gaan ons gemeente opjack, ons kan nog mense beroep, ons kan wonderlike dinge, ons kan meer bemarking doen. Niks van daai goed. Die Here begin te sê, begin daai geld weg te gee. In 'n gemeente wat dit nie kon survive nie, het binne 'n jaar se tyd R500,000 weggegee. En sê broer en suster, ek vertel dit vir u, want ek wil hê u moet besef, daar is krag daarin, as jy gehoorsaam is aan die Here. Dinge gebeur en boonatuurlike goed gebeur in jou lewe. En ek wil afsluit om vanoggend vir jou te sê dat hierdie is 'n oggend wat maar net nog 'n Sondagoggend is. Hier is nie net dat jy maar net hier is en 'n mooi boodskap kan hoor en huis toe gaan en te sê, ag ja, ek het nogal iets moois gehoor vandag nie. Hier is ook net 'n oomblik vir jou geloof te versterk en jou te verryk en huis te gaan en te sê, wow, ek voel so 'n ander mens nie. Hier's mense vanoggend hier wat ek weet 'n draaipunt in 'n lewe gaan wees. En ek weet die Here het bestem dat ek vanoggend vir jou hierdie storie moet kom vertel, die storie van Moses, die storie wat in ons eie lewe 'n werklikheid is, want God wil vandag brandende bosse en baie mense lewens hier aansteek. Ek wonder vanoggend of jy ook soekend is na iets meers. Of jy ook bereid is om aan te meld en sê, Here, ek wil by God se berg uitkom. Ek wil ook God se stem kan hoor. Ek wil ook sy vuur kan ervaar. Johannes skryf, hy sê, ek doop julle wel met water, maar die een wat na my kom, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Ek wil ook die hitte van die brandende bos voel. My bos, my geestelikheid, my spiritualiteit is dalk 'n bos wat net 'n doringbos is in 'n woestyn. My godsdiens is dalk net vir my gewoontes. Net mooi gewoontes. En dalk is jy ook op soek om hierdie lewende God te ervaar. Want buiten, hoor gou mooi broer en suster, buiten die wonderwerke wat jy sal sien,
wat in jou huis, in jou familie, in jou besigheid, in jou finansies, in jou persoonlike lewe, in jou verhouding met mense sal gebeur. Buiten daai verhoudings, buiten daai pragtige wonders, sal die grootste wonder van alle tye in jou as menselewe gebeur, die dag as die Here se Gees sy stem losmaak in jou lewe, en dit is dat alles hier binne in jou gaan verander. Hy kom hier in en hy begin te lewe. Ek word in die oggende wakker, ek kan nie wag om te gaan bid nie. Ek kan nie wag om tyd met God te spandeer nie. Sy Gees, hierdie wonderlike, heerlike verhouding wat hy met God het, want sê broer en suster, dit lewe hier binne in jou. En luister vir my, die duiwel vrees jou. Ja, en dinge loop skeef. Dinge loop baie skeef. Maar dit is 'n ander ding nou, want as dinge skeef loop, sit ek in by God. As ek op 'n plek, nou weet julle, daar gebeur maande, wat ons nog steeds nie geld het nie, want ons vat nie te groot goed aan. Ek vertrou die Here vir onmoontlike goed. En alles kos geld. Dan doen ek 'n begroting, sê maar, ons gaan dit nie maak nie, maar kom ons vertrou die Here. As ek myself weer kry, het ons nie geld nie. As ek weer op my knieë, dan gaan soek ek die Here, want ek het 'n anker, ek het 'n plek wat ek weet waar my hulp vandaan kom. Ek het 'n God wat ek weet nie teleurstel nie. Ek het 'n God wat ek weet wat lewe. En God wil vandag in jou lewe daai verskil maak. En ek wil 'n geleentheid gee. Vandag vir mense te bid. Ek wil vir jou die geleentheid, daar's vir my gebid gewees. Jaar en 'n half terug, ten spyte daarvan dat ek 'n pastoor is. En die Here lief het en die Here gedien het, was daar 'n ontmoeting wat alles verander het. En ek vertrou vir oggend dat die Here in mense se lewens wat hier is, 'n bos gaan aansteek. Ek vertrou vandag dat God se stem in jou lewe gaan begin weer klink. Ek weet vir oggend, as ek hierdie woord gebring het, is die Heilige Gees besig met mense wat hier sit. Ek weet God het met van julle al reeds begin praat oor jou geld, oor jou tyd, oor jou lewe, oor hoekom is jy hier? Maar ek wil hê, jy moet vanoggend iets proe en iets ervaar en iets smaak van 'n lewende God, wat die God is wat blindes laat sien. Die God wat op water geloop het, die God wat toe Moses vasgekeer is, toe skei hy die see en hy loop wonderbaarlik op deurgrond deur. Ek wil daai God vandag aan jou voorstel. En al ken jy hom soos ek hom geken het, daar's iets groters en daar's iets meers. So ek wil 'n uitnodiging maak. Ek gaan jou nie vorentoe roep nie. Ek wil 'n gebed doen vir oggend, dat die vuur van God jou brandende bos sal wees. Dat die vuur van God langs jou vandag iets aan die brand steek. As jy by hierdie gebed ingesluit wil word, ek jou die geleentheid gee om net daar te staan, net daar wie is. As jy voel God praat vanoggend met jou, staan net daarop. En dalk het jy 'n krisis. Dalk het jy soos ek 'n groot nood. Dalk sukkel jy ook finansiëel. Dalk in 'n verhouding. Dalk het jy 'n stuk krankheid in jou liggaam. Ek wil hê as jy vanoggend staan nie voor 'n God wat jy bereid is. Jy's bereid vandag om te gaan. Want sien broer en suster, ten spyte van jou nood en ten spyte van die verwerping en die vervolging waarmee Moses moes gedeel het, ten spyte van sy verlatenheid en 'n sekere sin sy godloosheid waarna hy gesit het God nie gekom en net oornag Moses se behoeftes ontmoet nie. Hy het hom geroep met dit wat hy het vir iets meers. En miskien kom jy vandag met jou behoefte en jou krankheid en jou uitdagings in die lewe, en ek weet, God gaan vandag vir mense groot goed doen hier, op 'n persoonlike vlak. Maar ek gaan vandag vir God vir iets meers as dit voorvertrou. Meer as daai deurbraak wat jy nodig het, en wat jy smag in jou lewe. Ek vertrou vandag dat God met jou sal praat. God met jou sal praat, dat hy jou gaan stuur, dat hy jou gaan gebruik. So daar waar jy staan, wil jy 'n oomblik gebruik om met God nou te praat nie. Het was 'n
kreet wat ek in my hart gehad het voor die Here. En jy daar waar jy is, net vir die Here, wat ook al in jou lewe is. Hey, God kan alles doen. Wil jy nie vandag met nood in jou hart net vir die Here sê, Here, ek wil U ook vertrou met alles in my. Hemelse Vader, die God wat met Moses gepraat het. Ons kom na U toe in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. En vandag kom ons as U volgelinge, as U kinders, en U sien vandag elke een wat hier staan. En Here, ek besef vanoggend, ek is net die een wat die boodskap bring, en ek het soveel beperkings, maar die God wat ek kan vashou, vertrou ek vanoggend vir 'n deurbraak, en hier dieselfde seën, en hier dieselfde salwing van verdubbeling, waarmee jy my geseën het, en ons daar in Richards Bay so onmiddellik uit genade uit seën. Ek bid vandag, dat die lewende God sal deurbreek in elkeen wat hier staan. Ek bid vandag, Here, dat hierdie geloof, wat hier verrys in ons midde, dat God het sal eer, en dat die Gees bosse sal aansteek, en dat die stem sal uitgaan, en vandag roep die Here jou, en hy roep jou op jou naam, en hy roep jou vandag in sy koninkryk in. Hy praat vandag met jou. Hy is so lief vir jou. Hy soek jou by hom. Maar hy droom oor jou. God droom oor 'n lewe saam met jou. Vandag roep God jou op jou naam om meer te wees in hierdie lewe en om meer te wees vir hom, om jou plek en jou roeping te vind en met die salwing van die Here 'n verskil te gaan maak. 'n Verskil te maak in hierdie gemeente. Verskil te maak in hierdie dorp. Verskil te maak in hierdie skole. 'n Verskil te maak in jou huis. Wie die Here wil jou gebruik om jou gesin, jou familie te draai. Die Here wil jou gebruik om die bekommernisse van hierdie wêreld by jou werk. Jy sal die een wees wat die hoop bring. Jy sal die een wees met die getuienis. Jy sal die een wees met die lewe wat gespreek word. God wil jou gebruik. Here, ek bid vandag dat hierdie krag van die Heilige Gees werksaam sal word in elkeen wat hier staan. Sien hierdie harte raak vandag. Sien elkeen se begeerte om ook vanoggend God se stem te hoor en ook bereid is om te gaan, Here. En Here, ek steek my hande nou uit na elkeen wat hier is en elkeen wat hier nou staan. Ontvang nou die seën, die ryke seën van God se Gees, sy krag, sy sterkte. Ontvang dit nou in Jesus naam. En nou laastens, Here, wil ek bid, as die mense is wat siek is. O Here, as daar dinge is wat U gedoen het, Here Jesus, toe U op hierdie aarde was, het siekes gesond gemaak, links en regs. Hoeveel keer lees ons in die woord, en Jesus het almal gesond gemaak. Daar waar mense, as jy krankheid hier het, vra nou vir Jesus om jou gesond te maak. Net daar jy is. Here, ek bid dat die bloed van Jesus, die krag van die Here, nou in liggame sal werk. Ek bestraf elke siekte en elke krankheid in liggame in hierdie plek. Elke rugpyn in Jesus naam. Elke kankersel, jy sal doodgaan en sterf in Jesus naam. Ek bid vandag dat die krag van die genesende krag van die Here Jesus liggame nou sal bedien. Daai vroutjie sy kleed aangeraak het haar bloedvloeiing dadelik opgehou. Ek vertrou nou die Here vir volmaakte genesings. En Here, dat dit getuienisse sal wees in hierdie gemeente en daar buitekant wat die Here vir hierdie mense gaan doen. En wat die Here vir hierdie gemeente gaan doen. In Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Mag die Here U seën.